Ja, welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter van die Noordwes Universiteit. Dit is vir my altyd 'n hoogtepunt om met Prof te praat, altyd so interessant. Baie welkom by ons. Plesier, en die politiek het in hierdie tyd gee vir ons verskriklik baie om oor te dink en te redeneer en posisies in te neem, want ek dink in beginsel is die politiek, net soos 'n klomp ander faktore, eintlik 'n risikofaktor wat jy op 'n manier in jou besigheid moet inkorporeer. Dis nie te sê die politiek het 'n direkte invloed op jou besigheid nie, maar hy het 'n invloed op jou besluitneming. Gaan jy 'n nuwe belegging maak of nie? En dit word baie keer beïnvloed deur jou persepsie of jou siening oor wat die politiek gaan doen. En een daarvan natuurlik is wat internasionaal gebeur. Ja, kom ons begin ook met die politieke nuus. Ek het gesien dat uitsprake nou gekom van die howe in Amerika dat president Trump nou nie meer net kan doen wat hy wil nie. Dis 'n baie fundamentele ding wat nou in Amerika gebeur. Daar's baie verskille tussen die Republikeinse party en die Demokratiese party. En een van daai verskille gaan oor die posisie en die funksie van die president. Nou, die Republikeine glo die president het omvangryke mag en hy kan dit uitoefen. Die demokrate weer glo aan 'n meer beperkte president. So wat ons nou sien onder Donald Trump is presies dit wat die Republikeine glo, dat die president kan die besluite neem, soos byvoorbeeld om tariewe in te stel, 'n penaliserende tariewe in te stel. En nou het daar 'n regter gekom, eintlik 'n span regters, en interessant genoeg, Donald Trump het een van hulle aangestel, so dis 'n konservatiewe regter, wat gesê het, meneer Trump, jy is nie 'n koning nie, jy is net 'n president. Die werklike besluit oor tariewe lê by die Kongres, dit lê nie by jou nie. So toe het hy die tariewe wat hy ingestel het oor Kanada en China en Mexico, het hulle vereers gestop, 1 of 2 is toegelaat, en dit is 'n groot slag vir Donald Trump. En in dieselfde tyd wat dit nou gebeur het, is daar 'n perskonferensie waar 'n joernalis vir Trump vra, hoe voel hy oor die bewering dat hy eintlik 'n taco president is? Nou taco, ons ken 'n taco, jy eet hom, maar dis ook 'n afkorting vir Trump wat 'n tarief instel en dan op 'n stadium weer terugtrek. Instel en terug. Ons het dit gesien. Donald Trump se reaksie daarop was amper soos toe hy met die gesprek met die Suid-Afrikaners 'n joernalis 'n idioot genoem het. Het hy hierdie keer vir die joernalis gesê, "That's the nastiest question I've ever had." Toe kry hy 'n volgende vraag, toe gaan hy terug na die nasty question toe. Hy het 4 keer daarna verwys, so hy is duidelik ontstel daardeur. Ja, dit is 'n groot slag, en hulle het aangekondig dat hulle gaan appeleer, hulle aanvaar nie, maar dit gaan nie net oor tariewe nie, dit gaan oor die president. En op 'n stadium kan 'n mens daaroor praat, want dit vat ons 200 jaar terug, toe die Amerikaanse stelsel eintlik ontwerp is deur die sogenaamde Founding Fathers. Het hulle gesê, ons wil 'n politieke stelsel hê wat baie soos Engeland lyk, want dit is waar ons almal vandaan kom. Maar ons wil nie hê die koning moet soveel mag hê nie. Ons wil hê die parlement moet meer mag hê. En ons wil hê die regters meer 'n demokratiese tipe stel. Ja, en ons wil hê die regters moet onafhanklik wees. Dis eintlik waar die Amerikaanse stelsel gebore is. In praktyk het die Amerikaners 'n presidentskap geskep wat amper net soveel mag soos die koning het. Van 200 jaar terug. En die Republikeine glo dat daai mag wat die president het, moet getoets word. Hulle wil vir hom soveel mag gee as moontlik. Dis hoekom Donald Trump regeer deur middel van uitvoerende bevele en nie volgens wette nie. Ek dink hy het maar 5 wette onderteken in die laaste 4 maande, terwyl hy iets soos 150 uitvoerende bevele uitgereik het. Wat ons duidelik in die media gesien in die hele tyd. En wat die onsekerheid veroorsaak. Ja. En ek dink wat die joernalis vir hom gevra het, is baie geldig, en nou wat die hof besluit het, is net so, maar hoe dit ook al sê, tariewe op Suid-Afrika en ons verhouding met Amerika bly ongelukkig nog steeds 'n onseker faktor, en dit begin lyk asof daar
die basiese elemente van 'n handelsooreenkoms is besig om stadig maar seker uit die was uit te kom. Dis wat ek ook weer wil hoor. Ons het nou klomp berigte gehad. Ons het natuurlik die berigte gesprek gehad wat ons laasweek in die Withuis gehad het. Maar wat het agter die skerms gebeur? Wat het na die tyd gebeur? Wat het gebeur? Wat se ooreenkomste is toe nou daar uit bereik? Want ek dink tog almal wil nou 'n bietjie weet wat het John Steenhuisen uit dit uit en wat het Ramaphosa, wat het daar gebeur? Ja, die nabetragting het eintlik 'n baie kleurryke en 'n kleurvolle week of 2 in Suid-Afrika nou veroorsaak. Wat ons wel weet, is dat die aard van die vergadering is omgedraai. Hulle sou eers geëet het en dan 'n perskonferensie gehou het. Toe vind die perskonferensie eerste plaas. Die leier van COSATU erken nou dat sy was nie voorberei op 'n toespraak nie. En toe die president haar point, toe moet sy skielik 'n paar goed sê. En dieselfde nou met die golfspelers. Ons weet nou hierdie was spontane goed wat nie vooraf gekoreografeer is nie. Maar die feit dat hulle eers die perskonferensie gehad het waar die konfrontasie was oor Malema en wat hy gesê het, en die grafte en so meer, en daarna 'n gesprek agter geslote deure lyk my 'n baie meer ontspanne gesprek. En daar het die basiese elemente van hoe 'n handelsooreenkoms tussen Suid-Afrika en Amerika moet lyk, het daar uitgekom. Maar oor al hierdie gesprekke hang daar hierdie vraag: gaan die Suid-Afrikaanse regering of die regering van nasionale eenheid dan gaan hulle reageer ten opsigte van hierdie moreel-etiese kwessie rondom kille farmer, kille boer? Daar word al hoe meer druk geplaas dat ergens moet Ramaphosa wegkom uit die verduideliking dat die konstitusie laat dit toe en dis vryheid van spraak. Ja. Dis een ding ek jammer vir probeer. Dis een ding. Malema het nou dit eintlik weer gedoen al. Absoluut. En hy toets nou eintlik 'n bietjie die water om te gaan sien wat gaan hulle nou doen. Malema beskou dit wat in die Withuis gebeur het eintlik as 'n voortsetting van sy bemarkingsveldtog. En ek dink dit is ja, dis eintlik baie En dis hoe hy werk. Ja. Ek wil vir die kykers net herinner aan hoe die EFF verdwyn het tydens COVID. Tydens die 2 jaar wat COVID ons eintlik besig gehou het, was daar geen verwysing na die EFF nie, want die media was gefokus op hierdie globale verskynsel. Ja. En dit het vir die EFF geweldig seer gemaak. So jy moet weet, die EFF funksioneer op media blootstelling. En die feit nie dat ware toevoeging. Nee. En die feit dat Trump hierdie goed gespeel het nou vir baie mense was dit baie positief dat dit nou aan die groot klok gehang is, maar die teendeel daarvan is dit gee hierdie ongelooflike blootstelling aan die EFF. So dit is 'n ouse dilemma met iets soos die EFF. Sy kille farmer, kille boer is al getoets tot in die hoogste hof. En die hoogste hof het gesê, kyk, dit is nie haatspraak nie. Maar meeste mense wat dit beleef sê dis absoluut haatspraak. Europa sê dis haatspraak. AfriForum Solidariteit het probeer om dit te bewys as haatspraak, dit nie reg gekry nie. So nou is ons eintlik maar op die terrein waar ons morele kompas moet toets. Gaan politieke partye dit sê. John Steenhuisen het nogal 'n bydrae gemaak en toe hy gesê het ons is in die regering van nasionale eenheid om hierdie ouens, is nou die EFF en MK, uit te hou. Dat was 'n baie belangrike punt. Ja, omdat hulle hierdie tipe goed uitspreek. Steenhuisen het na die gesprek, hy het baie kritiek gekry, maar ek dink hy het goed gedoen. Ek dink hy het goed gedoen om dit te sê, om te sê hoe belangrik is die DA vir die ANC en om te sê watter planne hulle gaan maak in landbou, in die breë. So, ek gee vir John Steenhuisen 'n klein bietjie meer krediet as wat ek sien hy in die sosiale media gekry het. Maar agter die skerms lyk dit vir my daar's 3 goed wat bespreek is. Die een is ons gasvoorraad in Mosambiek is oorskat. Die gas is besig om op te raak.
En ons het nou 'n hele paar aanlegte in Suid-Afrika wat op gas loop, en hulle kry nie die gasvelde in die noorde van Mosambiek regtig op dreef nie, totaal, vanweë daai konflik wat daar plaasvind. So, die Amerikaners wat die grootste verskaffers is van gas, en ons is besig om 'n transaksie aan te knoop, dat ons oor 'n periode gas koop. Maar dat daai gaskooptransaksie dan afgeruil word in tipiese handelsooreenkoms met die uitvoer van motorprodukte, karre, BMW's en Fords. Ja, wat baie belangrik vir ons ekonomie is, vir werkskepping, jy dink nou BMW, Mercedes, al die mense wat hulle aanlegte het. So daai lyk vir my na iets wat kan werk, wat beteken hulle gebruik nie meer AGOA om dit te doen nie, hulle gebruik nou 'n ander bilaterale ooreenkoms. So tussen neus en ore lyk dit vir my asof ons besig is om 'n handelsooreenkoms te ontwikkel ten spyte van AGOA. Ja. AGOA is nog steeds op die wetboek, maar ek dink daar's 'n verwagting dat AGOA teen September maand nie meer tot ons beskikking gaan wees nie, so ons moet ander maniere kry. Die tweede ding, naas die gaskar transaksie, lyk dit vir my of ons kyk na tariewe op 0% wanneer ons in seisoen is, met ander woorde die suidelike halfrond somer en die Amerikaanse winter. Wanneer die seisoen dan draai, dan kom tariewe in die Suid-Afrikaanse winter sal dit tariewe wees, want die Amerikaanse somer kan hulle eie produkte voorsien. Maar sal dit nou byvoorbeeld wees sitrus, want sitrus is nou in die winter in produksie, sal dit nou afhang van watter produk in seisoen is byvoorbeeld? Dit word nou onderhandel, dit word tans onderhandel. Ons is nou aan die einde van Mei, hierdie onderhandelinge sal moet klaar wees teen die 9de Julie. Dit is Trump se sperdatum. Ek dink ons is besig om goeie vordering te maak. Ek het 'n idee, ons gaan 'n klein bietjie meer betaal as wat ons van tevore betaal het, maar dit gaan 'n baie beter bilaterale ooreenkoms wees, en ek dink dit gaan vir Suid-Afrika ook die soort skietgoed gee om die probleem te probeer hanteer wat ons net nou bespreek het, naamlik wat doen ons met Malema en wat doen ons met hierdie ander ouens, want dit bly ons groot uitdaging, en ek dink persoonlik die president gaan eers die moed van sy oortuiging moet kry, ons president, Cyril Ramaphosa, dat hy moet sê, kyk, ek aanvaar dat kille farmer, kille boer, is nie haatspraak nie, op grond van die wetlike posisie, maar dis moreel verkeerd. Ja. Dit was 'n struggle song, maar die struggle in 'n groot mate is verby. Die ouens wat die lied nog steeds sing, het nou, maar hy moet uitkom, hy moet iets sê. Ek dink almal verwag dat hy iets moet sê, en hy, vir een of ander rede, wil dit nie doen nie. Is dit druk van binne die ANC? Is dit maar sy versigtige houding as 'n jurist? Ek dink hy kan net baat vind daarbey, as hy dit sê. Gaan hy nie meer divisie in die ANC skep nie? Dis klaar daar. Ja. Dis klaar daar, en ons het nou die dag in 'n vorige gesprek net so 'n bietjie daaraan geraak oor, ons is eintlik al in die era van opvolging. As ek miskien net weer na die datums kan kyk. Ons president se presidentskap van die ANC eindig in Desember 2027. Sy formele aanstelling as staatshoof eindig met die volgende verkiesing Mei maand 2029. Die groot datum is 2027. As hy nou nie meer ANC-leier is nie, gaan hy self uittreë of gaan hy ook uitgeskop word, soos Thabo Mbeki en soos Jacob Zuma. Elke keer in daai tyd tussen die verkiesing van ANC president en die verkiesing van die nasionale president, dan verloop so 18 maande. Maar dis toe die ANC nog 'n meerderheid gehad het, maar nou is hulle nie meer 'n meerderheid nie. So die hele situasie het verander. Ja. En ek verstaan agter die skerms, is die Ramaphosa faksie besig om ryper te word vir Patrice Motsepe as 'n moontlike kandidaat. Dis baie interessant. Dis buite die politiek, net soos wat Ramaphosa buite die politiek was, waar hy nou ingetrek word, en dat hy die gedeelte van die ANC wat dan oor is, die 40%. Want ek aanvaar nou, die wat oor is na Jacob Zuma toe, is oor
vir so lank as wat die politiek aanhou. Dit gaan beteken die ANC raak al hoe meer korporatief gemaklik met wat in die privaat sektor aangaan. Ek dink meer neig na kapitalisme byvoorbeeld, né? Wel, ek sal dit nie as kapitalisme noem nie, want as jy 'n sosialis is en jy sê neig na kapitalisme, dit klink so hard, dit klink so definitief. Ja. Ek sou dit liewer noem iets soos 'n gemengde ekonomie om dit sagter te maak, of dalk 'n vrye ekonomie of so iets. Hulle sal nog 'n woord kry daarvoor. Maar dit is, maar nou is die vraag, wat van Mashatile? En my inligting is dat daar word baie hard met hom gepraat op die oomblik om te sê, kyk, jy is die adjunkt president en dis waarskynlik sover as wat jy gaan vorder. Soortgelyke gesprek, moet ons onthou, het met die vorige adjunkt president plaasgevind. Die man met 9 lewens, wat nooit iets kon oorkom nie, die vorige premier van Mpumalanga. Die ANC tradisie was, die adjunkt president word die president. En met hom is dit verbreek. Die adjunkt president het nie opgevolg nie. Hy het stadig maar seker verdwyn. En ek dink dis dieselfde wat met Mashatile gebeur, of dis wat hulle beoog. En ons gaan die prosesse in Gauteng baie sterk moet dophou binne die ANC, want dit is waar die sterkste steun vir Mashatile lê, is in Gauteng. En ons hou maar ons oog in die wind om te kyk waarheen gaan daai politiek, om te probeer antisipeer wat in 2027 gebeur. Maar ons moet onthou, tussen 2027 en 2025 lê die plaaslike regeringsverkiesing van 2026. Ja. En ek wil miskien net 1 of 2 goed sê oor die plaaslike verkiesing en plaaslike regering. En dis tog waar die krag eintlik lê, waar almal nou sien wat gebeur nou. Dis waar implementering lê. Dis waar dienste gelewer word. Dis waar almal kwaad raak. Ja, en dis waar die slaggate reggemaak moet word, of die krag gelewer moet word, of die vullis verwyder moet word, of in die geval van boere, die paaie geskraap moet word. In die ou dae het jy gaan kla by die TPA, of by die Vrystaat, of by die Kaapse administrasie. Nou is jy of onderhewig aan 'n distriksraad wat nie sy werk doen nie, of in gevalle wel sy werk doen, of 'n plaaslike regering. En die wetskrif op plaaslike regering is nou geloods verlede week. En 'n wetskrif is die stap net voor wetgewing, waarin jy nou 'n oorwoë beleidsposisie inneem en dan volg wetgewing daaruit. Uit die vorige wetskrif het daar gevolg die stelselwet, die strukturewet en die munisipale finansieringswet, of die sogenaamde MFMA. En hierdie goed werk waar daar goeie administrasie is. En dan 'n 4de punt, goeie administrasie en goeie kontantvloei. Goeie beheer oor kontantvloei. Want plaaslike regering aan meeste van hulle voldoen nie aan dit. Plaaslike regering gaan oor kontantvloei. Kan jy die geld kry vir die dienste wat jy lewer? Volgens die ouditeur-generaal se verslag het net 41 uit 257 plaaslike regerings 'n skoon audit gekry. Nou, hoekom is dit so skokkend? Onthou, as jy belasting betaal, of as jy geld oorbetaal aan die staatsraad, is dit so goed jy betaal geld in 'n trustrekening. Jy gee geld en jy verwag 'n diens daaruit. Dit gebeur nie. Net in 41 munisipaliteite kon die ouditeur-generaal sien dat die geld wat beoog is, gebruik is om 'n produk te lewer en daar was 'n uitkoms. Dis 'n verantwoordelike besluitnemingsproses. Dis maar eintlik wat die ouditeur-generaal na kyk. En geld is nie gemors nie. Of gesteel. Ja, in meer as 200 munisipaliteite is die probleem dus intens en verswakkend. En dis hoekom ek dink 'n belangrike ding dat daar 'n nuwe wetskrif kom. Dat ons moet kyk. Wat sal hierdie nuwe wetskrif nou beoog? Wel, dit sal moet bepaal hoe word plaaslike regerings gefinansier. Plaaslike regering word gefinansier deur die sentrale owerheid. Die ouens wat daarmee werk, praat altyd van anti-DORA. Nou DORA
is die Engelse afkorting vir die Division of Revenue Act. Wanneer die begroting goedgekeur word, dan word daardie ook as wetgewing goedgekeur en dit bepaal hoeveel kry elke staatsraad as 'n stukkie van die groter belastingkoek. En so hulle kry geld uit die sentrale regering. Hulle kry geld vir spesifieke toekennings of dan grants waarvoor hulle aansoek doen en dis gewoonlik vir kapitale projekte. En dan kry hulle eie inkomste, hoofsaaklik uit elektrisiteit uit, en dan is daar natuurlik plaaslike regerings belasting, eiendomsbelasting. Dis hulle bronne van inkomste. En in die klein munisipaliteite, waar dienste nou al so skipbreek gelei het, is die inkomste uit eie geleedere feitelik 0. Kom ek gee 2 voorbeelde. Die inkomste uit 'n stadsraad soos Potchefstroom, wie se munisipaliteit se naam JB Marks is, wat nou Potch en Ventersdorp insluit, is die betalingskoers noord van 80%. So die meeste ons betaal iets. In Klerksdorp, ook nie Stilfontein, daai hele kompleks wat bekend staan as Matlosana, is die betaalkoers minder as 20%. So, dis hoekom Klerksdorp so sukkel, want hy het nie kontantvloei nie. Want ergens langs die pad het dinge verkeerd geloop. En een daarvan wat verkeerd geloop het was, vroeër jare is daar besluit geneem in die Matlosana munisipaliteit, dat die swart woonbuurte moet hulle krag direk van Eskom koop, en dan die tradisionele wit woonbuurte het normaal gefunksioneer. In Potch, 30 jaar gelede, selfde tyd, is die besluit anders geneem. Almal betaal aan die stadsraad en die stadsraad betaal die munisipaliteit. So daar het 'n kultuur van betaling ontstaan in die Potch omgewing. Teenoor Klerksdorp se swart woonbuurte soos Kuma en Kanana en Jouberton, waar daai kultuur nooit ontstaan het nie. En ek dink dis waarna gekyk moet word. Hoe moet die kultuur van betaling weer reg in die mense in die swart woonbuurte en wat ook al, hulle wil nie betaal nie, want hulle sê dienste word nie gelewer nie. Dienste kan nie gelewer word nie, want daar is nie geld nie. My pa het dit altyd die zebra-syndroom genoem, en die luisteraars moet maar verskoon, maar my pa het altyd gesê, as 'n zebra skrik, dan poep hy. En as hy poep, dan skrik hy. So jy het hierdie siklus wat jy nie kan gestop kry nie, en dis wat in plaaslike owerheid moet gebeur. Ons moet die siklus van wanbetaling stop. Sjoe. Baie interessant, ek kan vir die heel dag verder met Prof gesels, maar ons gesels weer volgende week verder. Absoluut. Dan kan ons dalk 'n bietjie hoor wat verder in Amerika aangaan, en dalk wat plaaslik ook nou uitgekom het uit hierdie ondervraging van wat hulle vir Cyril nou redelik onder druk gesit het. Maak so. Baie dankie Prof, dit is altyd interessant, so skakel in volgende week, dan gesels ons verder.